'n verkondiging gemaak. Die koninkryk van God het gekom. Ek wil ons vandag uitnooi as liggaam en kerk van Jesus Christus om verby hierdie deur te beweeg. Ons as liggaam van Christus, ek het hierdie al oor en oor gesê, maar as daar 'n mandaat is wat ek ontvang het van die Here af vir hierdie seisoen van die huis, is dit om ons van 'n punt A na 'n punt B aan die beweeg te kry, sodat ons C, D, E en F kan gaan bereik. Ons is nie net geroep om gered te wees nie. Ons is nie net gemerk om hemel toe te gaan nie. As gelowige kom gee Jesus ons oor en oor die opdrag heers. Is julle met my? Ons sien in die begin Genesis waar Jesus kom en hy sê, kom ons maak die mens in ons beeld. En dan gaan nou daarby stil staan. Verder sê hy, okay, ek gee vir julle autoriteit, gaan bewerk hierdie plek. Maak hierdie plek lyk soos wat dit in as ons Nuwe Testament toe verwys, maak dit lyk soos wat dit is in die hemelse plekke. Ek dink is Psalm 115 of Psalm 116 vers 15 of 16, een van die twee. Meng hulle maar net so bietjie. Wat die woord vir ons sê dat die hemele het die Here vir hom gemaak en die aarde het hy aan sy mensekinders gegee. Ek het verlede week daaroor gepraat. Hierdie aarde is nie net 'n verbygaan vir ons lewe nie. En ek wil ons regtig nooi na 'n volgende vlak van dink toe. Ons is nie net geskep om in die hemel uit te kom nie. Kan ek jou vra om jou hand so op jou mind te sit? Ons gaan dit dalk 'n paar keer doen en vir jouself te sê bekeer, verander jou manier van dink. Kom ons doen dit 1 2 3 bekeer. Ons is geroep om te bekeer. Ons moet ons minds verander, want Jesus het nie gekom om net die hemel te adverteer nie. Hy het gekom sodat ons die hemel hiernatoe kan bring. Is julle met my? Die woord van God praat van die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die hartseer is somewhere along the line, soos wat ons telefoontjie gespeel het deur die jare, het die koninkryk van weggeval en ons het die boodskap, die goeie nuus van die hemele ontvang. Ons het vergeet dat dit is die goeie nuus van die koninkryk van die hemele. Wanneer ons net praat van die goeie nuus van die hemele, is dit waar die kerk homself nou bevind. En hierdie is nie 'n aanklagte nie, hierdie is 'n ek nooi jou om nie so te dink nie. Ons is nie net geroep om hemel toe te gaan nie. Ek dink is nou van die laaste kere wat ek gaan probeer om dit te sê. Hierdie is die opdrag wat die Here vir my gee, om hierdie boodskap te dryf. Die koninkryk van God is nie ontsnap van hierdie wêreld af nie. Dis 'n leefstyl wat ons hierso moet leef. En dis in elke liewe area van jou lewe. Matteus 22:38 sê, dis vers 38, né? Jy moet die Here jou God lief hê. 37 en 38 is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hart, jou siel, jou krag en al jou verstand, al daai areas. Hy nooi ons en hy sê, die Here lief hê is nie net 'n ding van die hart nie. Die Here lief hê is, alles word geïmpakteer. So my opdrag is, sodat ons kerk nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar doeners. Vir daardie rede het ek en van die leiers van die kerk besluit dat ons is nie okay daarmee dat julle net kom en sit nie. Ons gaan aktiverings doen. Ons gaan julle aan die beweeg kry. Dis hoekom ons nou gebid het vir die missionaries. Want elkeen van ons het 'n deel in hierdie liggaam en ons moet geaktiveer word. Okay, so hier is die vraag. Wat is die doel van die kerk? En wat is die doel van die aarde? En die eerste punt waarby ek wil stil staan is, die doel van die kerk, en alhoewel daar verskriklik baie angles is, ek diskwalifiseer nie een van die preke wat al daar buite is nie. Hierdie is wat ek ervaar, een van die grootste, of hierdie is 'n calling van die kerk, is opgesom in die volgende 3 woorde, en ek wil spesifiek die Engels gebruik, want dit is 3 R's, so ek onthou dit baie makliker. Die doel van die kerk, en dis nou ons as liggaam, onthou die kerk is nie hier vir die 4 mure nie. Ons is hier om die volgende te doen. Jy kan dit dalk skryf, kan dalk 'n gap los of langs mekaar skryf, sodat jy dit kan memoriseer. Die doel van die kerk is to reveal, to reflect, and to release. Dit is wat ek voel, wanneer ons by mekaar kom, die volgende moet wees, is to reveal, to reflect, and to release. Wat beteken hierdie? Matteus 16, kan ek jou vra om jou Bybel daar oop te maak? Kom ons lees net eers vers 15.
Hy, hoofletter hy, so met ander woorde Jesus, sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Matteus 16 vers 15, maar julle, wie sê julle is ek? Kan ek jou gou vra om net vir 'n oomblik, so 30 sekondes na iemand langs jou toe te draai? Carly, nee, julle twee gaan nie na mekaar toe draai nie. Keenan, kom jy en JP. Julle sien mekaar by die huis. Carly, gaan jy daar na Adeline toe. Kan ons sommer net so vinnig gou na mekaar toe draai? En hier's nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie. Ek gaan sommer net gou hierdie sê. Jesus kom en hy kom skep elke liewe een in sy beeld. En ek wil half hierdie prentjie kom skep. Ons het een keer hierdie oefening gehad wat hulle 'n stad of wat ook al gecreate het. Dit was by 'n jeugnet gewees. En toe het hulle 'n lap oor hom gegooi met klomp gaatjies in. Dan het hulle jou genooi om so met een oog in die gaatjie in te kyk en ons was 'n groep wat rondom hom staan, om hierdie tafel staan met hierdie ding op met die gat, die lap met gaatjies in. En dan was hulle soos, okay, maar wat het jy gesien? En naderhand hierdie ou het 'n bal gesien, hierdie een het 'n trofee gesien. En naderhand sit soos, hoe het jy 'n trofee gesien? Ek het net 'n bal gesien. Soos daar's nêrens 'n trofee van ter sprake nie. Elkeen van ons se angle was anders gewees. Net soos elkeen van ons se angle anders van die koning. Dis hoekom die liggaam by mekaar moet kom, sodat ons met mekaar kan deel, wat's my angle van Jesus. So kan ons gou na mekaar toe draai, deel gou met mekaar, wie sê jy is Jesus vir jou? Ons ken die heilige antwoord wat Petrus geantwoord het, moet nou nie so heilig wees nie, wie is jy asseblief? Ek vra om verskoning as die met gesels praat vir jou ongemaklik is. Ek vra regtig om verskoning. Ek wil jou vra om uit jou gemak uit te tree. Daar's iets wat gebeur in jou en in die area rondom jou. Okay, het julle klaar daaroor gepraat? Ek hoop jy het 'n angle gehoor van Jesus wat jy nog nie aan gedink het nie. Moet dit nie afskiet omdat dit dalk vir jou oppervlakkig klink nie. Op hierdie oomblik is dit daai persoon se openbaring en ons as liggaam is nie in die game om mekaar te diskwalifiseer nie, maar op te bou. Dankie dat jy vrymoedigheid gehad het om te deel. Kom ek lees vir julle skrif voordat ons verder na Matteus 16 toe gaan. Jy kan dalk jou vinger daarso hou. Romeine 8 vers 19. Hy gaan op die bord wees. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Een van hierdie angles van hierdie skrif waarvan ek so bewus is dat die skepping rondom my en jou het hierdie verlange, hierdie verwagting van sal jy as seun van God begin operate. Carly, sal jy as kind van God, koningskind begin opstaan en die atmosfeer anders verklaar. Wat die woord vir ons in hierdie skrif sê is dat as gevolg van sonde was die skepping vasgevang. En die skepping in hierdie skrif kan ons is hoofsaaklik die konteks gefokus op wanneer Jesus weer terugkom. Terselfdertyd kan ons na hom kyk en ons kan hierdie skrif so sien voor ons dat die skepping wat fisies rondom ons is, roep uit, kind van God, koningskind, sal jy begin heers in die autoriteit wat Vader vir jou gegee het. Die koning het gekom en hy het vir jou hierdie autoriteit gegee. Hy het hierdie sleutel tot die kluis vir jou gegee en jy loop met die sleutel om jou nek, maar jy staan op die straat en vra vir geld. Meanwhile is die kluis beskikbaar. Meanwhile het hy vir jou gesê, gaan haal, maar ons gaan staan op die straat. Storie wat tot mind kom is, imagine hierdie koning kom en hy roep sy diensknegt nader en hy sê vir hom, hier is die sleutel tot die perseel, ek wil jou vra, kyk asseblief vir my na die tuin, ek gaan weg vir 'n rukkie, en dan, asseblief maak dit seker, nie en dan nie, kyk, maak seker die tuin is netjies. En die koning bly weg vir 'n paar jaar of 'n paar maande en na 'n jaar toe, en hy kom terug na sy perseel toe, en alles wat hy sien is, die tuin is verwoes, en die bossie staan hoog, en toe hy die diensknegt nader roep, vra hy vir hom, wat gaan nie aan, en die diensknegt sê vir hom, ek het gedink jy gaan gou terugkom, so toe staan ek en wag. Is dit nie wat die liggaam van Christus doen nie? Ons hou vas aan, Jesus gaan weer terugkom,
dat die bossies is besig om te groei. Die bossies van Islam, die bossies van pornografie, die bossies van drankmisbruik, dwelmmisbruik, julle korrupsie, ons almal kan ietsie daar inkleer. As ek 'n mikrofoon opstuur, sal ek seker wees, ons kry 'n klomp verskillende angles. Die bossies is besig om te groei, maar ons staan net en wag, want ons het gedink die koning gaan vinnig terugkom. Meanwhile, vat dit nou al 'n rukkie. Hy het vir ons gevra, kyk na die tuin. Ek en jy word genooi om te kyk na die tuin. Tweedens, eerstens is die skepping roep uit en vra, sal jy optree soos 'n koning? Die koning het vir jou die sleutel gegee. Sal jy asseblief, dis hierdie smeking, sal jy dit doen? Maar tweede punt is, wanneer ek lees Matteus 16 vers 15, wil ek 'n brawe angle hierso in die spanner half in die works gooi. Buiten dat dit die skepping se uitroep is dit Jesus se hoop dat jy optree in die autoriteit wat hy vir jou gegee het. Wat dink julle is die rede dat hy na sy skepping toe gaan, die disippels, die volgelinge toe gaan en vir hulle vra, wie sê jy is ek? Hy het hierdie hoop, hierdie begeerte, hierdie uitroep binne in hom. Hy weet wat was sy mandaat gewees, hy weet hoekom het hy gekom, hy weet presies wat het hy gepreek. En hy het hierdie verwagting, hierdie hoop, seun van God, weet jy wie ek is? Sien, ek en jy kan nie die koninkryk uitleef as ons nie vir Jesus ken nie. Dis 'n hoop in sy hart, dat ons as gelowiges optree in die koninkryk van God. Hoekom sê ek hierdie so baie? Ek hoop eerlikwaar nie jy vat aanstoot in jou hart omdat ek hierdie so baie aan oor en oor sê nie. Ek weet julle is nie kinders nie, maar as ek kyk na Sion, ek sê nou al 'n jaar lank vir hom, Sion, jy kan nie op jou boetie lê nie. Maar nog steeds het hy dit vanoggend gedoen. Nog steeds het hy gisteroggend, Sion, jy kan nie op jou boetie lê nie. Partykeer het ons nodig om oor te hoor, dat seun van God, jy is geroep vir meer. As die penny al vir jou gedrop het, bid dat dit sal drop vir die res van die family. Vers 16, Johannes 16 vers 16. En Simon Petrus antwoord en hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Die kerk se heel eerste primêre doel is om God sigbaar te maak. As jy gewonder het, wat's die doel van die kerk? Ek spring myself nou 'n bietjie voor, so ek mag dit ook nou weer sê. As jy gewonder het, wat's jou deel van die liggaam aan hierdie kerk, is die volgende, om God sigbaar te maak. Om hom bekend te maak in elke area. En weer eens kyk na hierdie tafel met die lap en die gaatjies in die lap. Elkeen van ons se angle is anders. Dis hoekom jy nodig is in hierdie liggaam. Matteus 5 vers 16, Jesus sê, gee die opdrag met die bergpredikasie, hy sê, julle is die lig vir die wêreld, wees die lig vir die wêreld. Hierdie is my en jou as deel van hierdie kerk se werk, wees die lig van hierdie wêreld. Hoe maak ons God sigbaar? Deur woorde en aksies, deur vrug en gawes, deur alles wat ons doen te bou op die waardes wat Jesus vir ons kom leer het. So prakties, wil ek jou gou 'n vraag vra. Weereens, net so tussen jou, vat 'n oomblik, gaan so 20-30 sekondes gee. Kan ek jou vra om die Heilige Gees te vra? Ek gaan hom vir julle vra, julle moet net luister. Here, wys vir my, waar moet ek hier openbaar hierdie week? Heilige Gees, ek wil vra dat U ons as liggaam sal wys. Waar moet ons U openbaar in hierdie week? OK, vertel gou die persoon langs jou, wat het jy ervaar? Sê gou vir die persoon langs jou, waar moet jy hom verteenwoordig, hom openbaar hierdie week? Is dit in liefde, is dit in eerlikheid, is dit in vrede, is dit in gebed, bemoediging, verfrissing, en troos? Het julle vir mekaar gesê? Julle het hard gefluister, nice.
OK, ek moet aan die beweeg kom. So die heel eerste punt, wat is die doel van die kerk? Is om te openbaar, to reveal. Dit is om God se hart te wys, uit te leef. Die tweede deel is to reflect. Hierdie is om te weerspieël die hemelse kultuur. So nou kyk ons na Jesus, ons sien sy hart, ons begin getransformeer word. Hoor hierdie skrif in 2 Korintiërs 3 vers 18. 2 Korintiërs 3 vers 18, hy gaan op die bord wees. En terwyl ons almal met onbedekte gesigte soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid. So hierso is wat gebeur. Ons kyk, ons ontmoet Jesus, daar's 'n revelation, ons het as liggaam opgetree en gereveal. Dis nie net goed genoeg dat die mense daar buite hom sien nie, hulle moet hom ken ook. So dis hoekom dit belangrik is, kom ek gebruik gou 'n voorbeeld. As ek vra baie keer vir mense soos, kom ons vat nou, ek het nou onlangs vir iemand gevra, ken julle vir Picard? En dan sê hulle soos, ek het nog nooit saam met hom koffie gedrink nie. Sien, ons weet van Picard, meeste van ons hierso weet van Picard, en ons ken hom as gevolg van wat hy hierso gedeel het. Maar baie min van ons het al saam met hom koffie gedrink. Weet, wat is die ou se battles? Baie van ons weet wat was die battles, want hy het dit hier kom deel. Maar julle verstaan wat ek sê? Om te ken beteken jy het so bietjie tyd saam spandeer. So, reveal is die eerste doel van die kerk. Tweede een is to reflect. Wanneer ons na Jesus kyk, word ons getransformeer en ons begin lyk soos wat hy lyk. En dan sê 2 Korintiërs 5 vers 20 en Filippense 3 vers 20 vir ons om en by dieselfde ding. In Korintiërs sê hy, ons is dan ambassadeurs of gesante van Christus, wat dan ook ambassadeurs is. Ons verteenwoordig Christus. Soos wat ons vir hom kyk, groei ons in wie ons is, en dan begin ons besef, maar okay, hy het ons hierdie vir ons gegee. Ons begin nou leef en opereer in hierdie. Tweedens is Filippense sê vir ons, want ons is burgers van hemelse plekke. Julle weet Efesiërs 2 sê vir ons dat ons sit dan ook in hemelse plekke. Ek glo nie julle is onseker daaroor nie. So, as ek dit eenvoudig vir ons kan probeer prakties maak. En hierdie wil ek jou vra, moenie jou hart verhard nie. As ons kyk na hierdie skrif en die eenvoudigheid van die feit dat hy sê ons is van 'n ander koninkryk af, wil ek dit prakties maak in die sin van ons is nie Afrikaners nie. Alhoewel hierdie nasie of hierdie area waar ons is en die blanke persoon en die taal Afrikaner is en ons dit gebruik as 'n model, is ons nie 'n Afrikaner nie. Hoor asseblief wat ek bedoel wat ek sê hierso. Is ons nie 'n Afrikaner nie, maar as jy kyk na in Antiochië, dink is Handelinge 13 tot 15, het die woord Christen tot daar nog nie ontstaan nie. Hulle het na hierdie mense gekyk en hulle was soos, hierdie manne is boere, maar hulle is nie boere nie. Ons weet nie waarom hierdie ouens te file nie. So kom ons gee vir hulle 'n nuwe naam. Hulle is Christene. So hiersoos wat ek na ons toe wil bring. Ek sê jy's nie 'n Afrikaner nie, maar ek sê nie jy's, ja, hoor my. Ons is gelowiges, kind van God, koningskind, Christen. Ek wil amper nie die woord Christen gebruik nie, want dit voel vir my daar's nou al so bad rap tot dit. Kom ons gaan verander dit as liggaam. Kom ons gaan maak hierdie weer heilig. Hoekom het hulle Christene genoem? Hulle het na hulle gekyk, vir hulle gesê, hierdie is ons mense, maar hulle het ander waardes. Hierdie ouens operate nie soos wat ons operate nie. So hulle moet iets anders wees. Dan noem hulle Christene, Christ followers. Ek en jy is geroep om anders te leef in hierdie area. So reveal, reflect. Ons moet anders leef. Mense moet na ons kyk en hulle soos, julle het hierdie al gehoor. Mense moet na jou kyk en hulle soos, wat's anders aan hierdie ou? En ek wil amper, hierdie is 'n fyn lyn, ek wil vir jou sê, hierdie is nie om net te hardloop met die boodskap van Jesus nie, is om te leef met die boodskap van Jesus. Hy het vir ons waardes bekend gemaak, en ek wil volgende week, ek stoei nog in my hart, gaan ek bedien oor die waardes, of gaan ek bedien oor worship and praise. Maar ergens in die toekoms, in hierdie jaar nog, wil ek bedien oor die waardes van die koninkryk. Hy het vir ons waardes kom beskikbaar maak, kom leer, dis volgens hoe ons moet leef.
Okay, so nog 'n vraag. Weereens net vir jou, hierdie een sal jy vir jouself hou. Watter deel van die hemelse kultuur wil jy van vandag af deur my reflekteer? Sit 'n naam aan dit. So vat net 'n oomblik gou, so 10 sekondes. Sit 'n naam aan daai eerste gedagte wat tot jou mind kom. Wat se hemelse kultuur moet jy reflekteer? Die kerk word nie gebou deur 'n pastoor of 'n teacher of 'n evangelis of 'n apostel nie. Dit word gebou deur die liggaam. Ons moet dit bou. So die doel van kerk is om Jesus hierso te kom beleef, hierso te groei in kultuur. Dis hoekom ek wil hê julle moet aan die beweeg kom. Ons wil amper sê ons gooi petrol in sodat ons kan hardloop. Die laaste een is to release, om vry te stel, die hemel vry te stel. Matteus 10 vers 7 tot 8, en gaan dan, hy stuur die disippels uit, en gaan en preek dan en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom, en hy sê die volgende, kom ons probeer nie teologies uitredeneer hoe dit by my gemak gaan pas nie. Hy sê die volgende, hy sê, maak die siekes gesond. Hierdie is nie vir die dokters net nie. Hierdie is vir my en jou. Maak die siekes gesond, reinig die melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het verniet ontvang, verniet moet julle gee. Die koninkryk van God stuur die seuns uit met 'n opdrag, deel wat jy gekry het. En ek dink ek gaan my boodskap moet kort knip hierso, want ek het nou 'n bietjie te veel passievol gedeel. Ek gaan vandag hierso stop. Wat is die doel van die kerk? Dalk gaan ek het nou 3 goed waaroor ek moet bid vir volgende week. Gaan ek oor worship of gaan ek oor die waardes? Wat is die doel van die kerk? Die doel van die kerk is om te reveal, to reflect and to release. Vrylik het jy ontvang, nou vrylik gee. Weet julle wat die kultuur in die tyd van hierdie eeu vir ons bekend gemaak? Dat die worship team se werk is die reveal. Die prediker se werk is die reflect. En dan derdens is dit nou julle werk om te release, maar julle het nie 'n klou hoe nie. En ek wil daai verander. Ek wil ons nooi as family om in te tree. Dis ons werk to reveal. Nie die worship team nie. Die worship team lei ons, maar dis nie hulle werk om te reveal nie. Dis ons werk om die koning bekend te maak. Dis ons werk om die kultuur van die hemele bekend te maak. En dis ons werk om die koninkryk te vat. Is julle met my? Ja, ek het so baie wat ek nog wil deel. Kom ons sit sommer net so. Kan ek jou vra om jou oë net toe te maak? Dit is nog 'n storie wat ek hier neergeskryf het, 'n baie eenvoudige een. Maar ek bid sodat dit prakties sal word vir jou. 'n Jong klerk kom na die prediker toe en hy sê, ek wens ek kan in die bediening wees. Die prediker vra, wat doen jy? En die klerk antwoord, ek werk by 'n bank. Die prediker reageer deur te sê, jy is reeds in bediening, net in 'n ander gebou. Die klerk reageer met die volgende woorde, so ek's 'n verteenwoordiger van die hemel in die bank, en die prediker sê, presies. Dis 'n baie eenvoudige storie. Elke liewe een van ons hierso is in die bediening. Wat is die bediening? Is om te hardloop met die boodskap van die koninkryk. Elke liewe een van ons. So kan ek vra dat ons sommer net ons hande so voor jou oopmaak. Ek gaan, voordat jy dit doen,
Almal se oë toe asseblief. Ek gaan jou vra as jy geaktiveer wil wees of geaktiveer wil word, kan ek jou vra om te staan. Hierdie is nie jy moet nie. Dis 'n vrywillige. Ek wil hardloop met die boodskap van die koninkryk. Daai gedeelte waar Jesus die disippels uitstuur en hy sê vir hulle, maak die siekes gesond. Hulle was toe nog nie 3 jaar saam met Jesus gewees nie. Hulle het toe nog net die basics, die bopunt van die ysberg gesien. En Jesus sê vir hulle, gaan. Al het jy dit nog nie uitgefigure nie. So Heilig, kom ons maak sommer net ons hande so voor ons oop. Heilige Gees, ek wil vra dat U vir ons wys waar's ons terrein. Elke liewe een van ons sinne. Waar ons die hemele moet openbaar. Waar ons die koninkryk van God moet wys. Nou wil ek vir julle vra, ek vertrou dat die Here het vir jou iets gewys. Jy het 'n plek of 'n naam of 'n wat ook al, moenie dit te geestelik probeer maak nie. First thoughts. Ek wil jou vra om die volgende verklaring te maak. Ek is 'n ambassadeur vir die hemel in jou werk, waar ook al jy voel die Here jou voorstuur. Die goeie nuus vir my en jou vandag is dat ons hoef nie hierdie lewe te probeer leef nie, ons moet dit net toelaat. Koninkryk het naby gekom. Soos wat jy die woord lees, al wat jy moet doen is reflekteer wat jy sien, sonder om dit te probeer uitredeneer. Partykeer probeer ons uitredeneer. Die woord sê lift up your hands en ons is soos nee, Here, my skouer is seer en lift up your hands. As die woord sê, bid vir die siekes, Keenan, weet jy wat doen ons? Ons gaan en ons sê in die naam van Jesus word gesond. As daai ou gesond word, prys die Here. As hy nie gesond word nie, dis nie ons wat gesond maak nie. Dis hy wat dit doen. Hy vra net vir iemand wat ja sê. Kan ek jou vra om boldly te hardloop met die basics van die koninkryk hierdie week? Maak die siekes gesond. Bring hoop waar jy gaan. So Jesus, ons is lief vir U. Julle kan maar sit. Here, ons is so lief vir U. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om in die huis te wees vandag. Dankie dat ons kan leer wat die woord sê. En Here, ek wil kom vra dankie of vra en sê. Dankie Here dat U deurbraak bring vir elkeen in hierdie huis. Ek bid dat hierdie family gemerk sal wees met die boodskap en die leefstyl van die koninkryk van God. In Jesus naam. Amen.